Geliefdes, my groot voorreg om vanoggend saam met jou hier te wees. Mag die Here vir ons elkeen, as ons hier saam is om sy naam groot te maak en ons hoor op sy woord, mag hy dit vir elkeen van ons in ons harte seën en styf in ons harte vasmaak. Dit is 'n voorreg om God se woord te hoor. Kom ons begin vanoggend deur saam te sing uit lied 516. Ons gaan dit sing, die eerste en die tweede gedeelte van vers 1. Daarna gaan ek vir jou groet met God se seën. Dan gaan ek vir jou vra om so te bly staan, want ek wil saam met jou die wet van God uit Eksodus 20 uitlees. En dan gaan ons antwoord daarop met ons geloofsbelijdenis, lied 531, en dan ons lofsang, lied 488. So kom ons begin vanoggend en dan sing ons saam met mekaar, lied 516. Die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemat nie. Geliefde, hoor saam met my as God jou groet, as hy sê, genade en vrede vir jou van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees, jou en my trooster. Amen. Geliefdes, ek vra dat jy so bly staan en saam met my jou geloof dat ons die wet van God uit Eksodus 20 saam met mekaar hoor. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, jou man of jou vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop en die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag so geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie sy slaaf of sy slavin, 'n bees of 'n donkie of enige iets anders
wat aan hom behoort nie. Geliefdes, kom ons sing nou die 5-1 as ons belydenis van ons geloof, die eerste en die tweede strofe, en dan lied 488 as ons lofsang vir hom. Daar's my maters, dis 'n klomp van hulle hier. Ek het 'n horlosie, so jy weet waaroor ek wil jou praat vandag. Nou hierdie horlosie het ek nou vuil gevat. Net dink julle ek is vuil. Ek wil met jou praat oor tyd. Nou, ek gaan vanoggend julle en vir die groot mense vra, as ons praat oor tyd, of ons nog ons tyd gebruik. Die temaatjie wat ek geskryf het, toe ek vir julle die skyfie uitgestuur het, het ons nog tyd? Nee. Het jy tyd? En eintlik wat ek vir jou vra vanoggend, is wat jy maak met die tyd wat jy het. Nou sê vir my, ek het nou hierdie horlosie, julle slim, julle kan nou tyd lees. Ek het nou hierdie horlosie gestel op 8:30, want dis toe die kerk begin het. Maar as ek hierdie horlosie nou terugstel, wat is die tyd nou? Sê my. 18, nou moet jy mooi dink, nee.
Dis 8:00. Nou sê vir my, kan dit ooit weer 8:00 wees? Kan dit, maar nou vandag, man. Nou nie my storie met feite op te lees. Wie was dit? Ek van daai daarvoor. Kan dit vandag ooit weer 8:00 wees? Ja, 8:00 vanoggend. Nee. Dan gaan ek jou 'n ander ding wys. En dan moet my vinger net reg stel. Kan dit nou 10:00 wees? Vandag? Nee, hoekom nie? Want dit is wat dit is. Nee. Dis nou 17 minute voor 9. Nee. Dis al wat dit kan wees. Nou, vanoggend gaan ek dit vir jou sê. Ons het net die tyd wat ons het. Ons het net nou. En die vraag is, wat ons daarmee maak. Want partykeer, dan wens ons, dit was weer gister en eergister, want toe dit met ons so gegaan en so gegaan. En partykeer wens ons weer, dis volgende jaar, want ons dink dit gaan met ons beter gaan. Maar vandag, nou, is die enigste tyd wat ons het. Ons moet dit voluit gebruik. Ek gaan vir jou 'n storie lees, van 2 vrouens, dit was 2 sissies, en Jesus gaan kuier by hulle. En die een sissie besluit om haar tyd op 'n manier te gebruik, en die ander sissie besluit om haar tyd op 'n manier te gebruik. Hulle gebruik dit heeltemal verskillend, maar hulle gebruik dit wys en eintlik dwaas. En dis Magda en Maria, want die een gaan sit by Jesus se voete, en sy ervaar hierdie teenwoordigheid van Jesus, en sy praat met hom, en sy luister met hom. Die ander een is so besig om te probeer regmaak, te probeer sorg dat die kos reg is, dat sy eintlik die geleentheid mis. Wat ek eintlik vir julle gaan sê vanoggend is dat ons partykeer so besig is met ander dinge, dat ons die lewe mis. Geliefdes, ek wil, die rekenaar is bietjie stadiger as ek vanoggend. Ek wil vanoggend vir jou die gedeelte lees uit Lukas 10 vers 38 tot 41. En soos wat ek gesê het, dit gaan oor Magda en Maria en Jesus wat by hulle kom kuier. Op hulle reis het Jesus in 'n dorp gekom waar 'n vrou Martha hom as 'n gas ontvang het. Sy het 'n suster gehad, Maria, wat aan die voete van die Here gaan sit en na sy woorde geluister het. Maar Martha was baie bedrywig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê, Here, hinder dit U nie dat my suster my alleen laat bedien nie. Sê sy met my kom help. Maria antwoord daar, Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is eintlik nodig. Maria het die beste deel gekies, en dit sal nie van haar af weggeneem word nie. Ek herhaal vir jou die Here se woorde aan Martha. En ek dink ons kan sommer ons eie name vanoggend daar insit as ons oor tyd dink. Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die beste gekies en dit gaan nie van haar af weggeneem word nie. Tot sover wil ek vir jou lees. Mag God ons elkeen met sy woord seën en mag hy vir ons in hierdie dag met vrede in ons harte styf hierin laat vashou. Geliefdes, ek wil saam met jou bid voordat ek aangaan met die prediking. Kom bid saam. Here ons God, dankie dat ons weer vanoggend die waarde van tyd en U teenwoordigheid kom besin. Die voorreg van lewe en tyd is 'n onmeetbare voorreg. Die kans om te wees en te leef is elke oomblik wat ons dit beleef, guns en gawe uit U wat die gewer is, se hand. Maar soms, o Here,
dan dwaal ons oë en ons harte so bietjie van die waarde van hierdie guns af. Ja, soms raak ons so besig met dit rondom ons en dit in ons, dat ons die waarde van tyd vergeet en mis. U stuur ons in hierdie tyd in hierdie menswees in. U stuur ons om te gaan wees en te gaan doen soos wat U wil. Maak dit nou vanoggend vir 'n paar oomblikke in ons harte rustig. Laat ons dink, Here, oor dit wat ons doen en hoekom ons doen. Ja, laat ons vanoggend weer besin oor hoe ons tyd gebruik. Laat ons ook weet dat om terug te kyk net vir ons dankbaar moet maak oor tyd. Om vorentoe te kyk net vir ons vertroue te moet gee oor tyd. Want dit is net nou, hier waar ons die voorreg het om te wees, wat saak maak. Seën ons nou met U teenwoordigheid, seën ons met U liefde en U vrede en U genade in ons harte. En dan bid ons, Here, praat met ons, want ons wil vir U luister. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Liefdes in ons Here Jesus Christus. Ek wonder of ons nog die kuns het om te kan wees. Donderdag was ek op 'n vergadering en ek sal later vir jou 'n skyfie wys oor wat ons alles en van die goed wat ons daar met mekaar gepraat het. Maar professor Wim Dreyer het vir ons daardie vergadering geopen. En hy het dit geopen met die gedeelte waar Jesus saam met sy disippels in 'n skip op die meer is. En daar kom 'n reuse storm. En dan raak die disippels bang. Hulle raak so bang dat hulle naderhand vir Jesus wat daar voor in die skip lê en slaap, wakker maak en sê, nou moet jy ons help want ons is besig om te vergaan. Jesus sê vir hulle, en as ons dit mooi gaan vertaal, het julle nog steeds nie geloof nie. Hy sê toe, dis baie keer soos wat in my en jou lewe gebeur. Hy sê eintlik dat daar maar altyd 'n tipe van 'n storm in ons lewens is. Ja, hy sê dat eintlik is hierdie lewe maar nooit sonder storms nie. As ek en jy vanoggend na ons eie lewens kyk, dan waarborg ek amper dat daar 'n tipe van 'n storm in elkeen van ons se harte en se menswees is. Daar is maar altyd iets in hierdie lewe. En as ons terugkyk, dan sien ons dat God altyd help. En dan Jesus se vraag vir die disippels. Jesus se vraag vir my en vir jou as ons hierdie dinge weet en al ervaar het en ons nog steeds oor die tyd van vorentoe en agtertoe en nou bekommerd is. Eintlik vra Jesus vir sy disippels, het julle nog nie gehoor en ervaar nie? Het julle regtig nog nie gesien dat ek God is nie? Het julle nog steeds nie geloof nie? Daar gaan altyd storms wees, geliefdes. Maar die vraag wat ons vanoggend vir mekaar vra as ons oor tyd met mekaar praat, is wat ons doen terwyl ons daardie storms ervaar. Wat ons doen terwyl ek en jy hierdie lewe ervaar. En vanoggend wil ek hê jy moet sommer jou eie mens wees en jou eie hart net so in jou hande neem en so bietjie daarna kyk, ek en jy saam met mekaar. Het jy nog tyd om te wees?
Is jy nog? Is jy nog in daardie tyd wat God vir jou gee, wat jy moet wees? En as ek sê moet, dan is daar nie wette en reëls hieroor nie. Ek wil vanoggend vir jou vra, as jy die voorreg het om 'n pa of 'n ma te wees, as jy die voorreg het vanoggend om nog op skool te wees of om te studeer, as jy die voorreg het vanoggend om al afgetree te wees en vrede te hê, is jy nog? Of is my en jou tyd in skerp? Ek dink so baie keer is ons so besig met die storms in ons lewens. So baie keer is ons so besig met dit wat vir ons negatief en sleg is, dat ons nie meer kyk na die lewe nie. Dat ons nie meer die nou wat ons beleef ervaar nie. Dit is amper asof ons terugkyk, ons bekommerd raak, want sê nou net, dit wat ek beleef word nie beter nie. En as ek vorentoe kyk, dan raak ek net meer wantrouig, want sê nou net, dit hou so aan. En tussen hierdie terug en vorentoe, dan het ek nie die voorreg van nou nie. Ek dink ons het vergeet om te kies om te leef. Alles is net vinniger. Ons karre is vinniger, ons inkopies is vinniger. Ons verhoudings is vinniger. Ons Bybel lees is vinniger. Ons bid is vinniger. Alles is net vinniger en eintlik as ons daardie argument gebruik, dan behoort ons eintlik so 'n bietjie meer tyd te hê om te wees, maar ons het nie. Ons maak nie vir onsself tyd om te wees nie. Ek het net gesê, ek lê jy met jou eie lewe 'n bietjie in jou hande vashou. Ek wil hê jy moet so 'n bietjie die horlosie van jou lewe vanoggend so bietjie die battery vir 'n oomblik uithaal. En dan dink ons. Ons dink sommer net aan vanoggend en gister. Was jy gister wat jy kon wees? Of was jy dalk moeg? Was jy dalk bekommerd? Was jy dalk so van koers afgetrek deur ander dinge dat jy nie meer die ervaring van hierdie kosbare tyd gehad het nie? Was jy dalk so bekommerd oor môre en oormôre vir die verwagtinge van jouself en van ander oor jou, dat jy nie meer eers kon dink wat jy doen? Ja, geliefde, ek vra vir jou, gebruik jy nog jou tyd? Gebruik jy nog jou menswees? Martha en Maria, as Jesus by hulle huis instap, dan doen hulle anders. Maar voordat ons praat oor wat hulle anders te doen, moet ons vir mekaar sê dat hulle 'n direkte keuse het om anders te doen of om dieselfde te doen. En wat ek hier sê is, ek en jy het 'n keuse in ons lewe oor hoe ons tyd spandeer. Martha besluit, sy moet besig wees. Maria besluit, hierdie kans om by Jesus se voete te sit, is so kosbaar dat niks in die wêreld dit van haar kan wegvat nie. Besluit, ek en jy nog.
Besluit ek en jy nog wat ons met ons tyd te doen, geliefdes, of het ons so oorwerk en oormoeg geword dat ons toegelaat het dat ander dinge ons tyd beheer? Ek het dit al vir jou gesê en ek gaan dit weer sê. Hulle het 'n opname gemaak by die JSE in Johannesburg van paas wat daar werk oor kwaliteit tyd met hulle kinders. Onthou, en ek sê dit nie lelik nie, ek sê dit omdat dit die realiteit is, dit is kinders wat hulle gevra het om te hê. En hulle het 'n opname gemaak oor hierdie ouens se tyd en hulle kom toe tot die skokkende besef of die resultaat. Dat daar waar hulle met daardie persone wat professioneel werk, 'n opname maak, hierdie ouens 7 minute kwaliteit tyd 'n week aan hulle kinders spandeer. 7 minute. En dan wil ons wonder hoekom is ons jeug soos wat dit is, want ons wys nie meer vir hulle wat om te wees nie. Ons vertel nie meer vir hulle hoe ons dink en ons wys nie eers meer in ons voorbeeld vir hulle hoe om op te tree nie. Dink 'n bietjie aan jou gesin. Dink aan jou verhoudings binne in jou gesin. Wanneer laas het jy diep in jou man of in jou vrou se oë gekyk en gevra hoe dit met hom of haar gaan? Ek dink nie ons doen dit meer nie. Wanneer laas het jy 'n halfuur of 'n uur gehad om stil te word voor God? Ek vra vir jou of ons nog tyd het om te weet. Ons het so obsessie met besig wees dat as ons moet rus, as ons moet afskakel, dan weet ons nie meer hoe nie. Ons is so besig om by mekaar te maak, ons is so besig om vorentoe te storm, om te jaag en te doen en te beplan, dat ons nie meer weet hoe nie. Dit het vir ons belangriker geraak om te bereik, as om te wees. En dan sê Jesus vir Martha, jou sussie het gekies wat reg is. Hy sê eintlik jou sussie het insig gehad, sy het so 'n bietjie perspektief gehad oor tyd. Hy sê eintlik vir Martha, daar sal altyd nog tyd wees om te eet. Daar sal altyd nog 'n kans wees om te gaan voorberei en reg te maak. Maar hierdie oomblik van saam wees is kosbaarder as dit. Hy sê jy is besorg en bekommerd oor baie dinge. Maar eintlik is net een ding nodig. Nou weet ek, as ek en jy vanoggend hier uitgaan, dan gaan ons dink oor ons tyd. 10:10 sit ons nou en dink oor ons tyd en ons programme. Maar as ons hier uitgaan, dan trek ons die telefone en die dagboeke uit en ons sê vir mekaar, dit was mooi en goed en alles, maar dit en dit en dit en dit moet gebeur. Ek wil vanoggend hê jy moet hoor, daar's altyd 'n keuse. Ek wil vanoggend hê jy moet hoor, dit hoef nie so te wees nie. Ek wil hê jy moet vanoggend hoor, dat ek en jy het die voorreg om te wees. Hierdie beteken nie, ons moenie planne hê. Hierdie beteken nie, ons moenie hard werk nie. Hierdie beteken nie, ons moenie besig wees nie. Hierdie beteken, ons kan nie ons so uit asem soeg en beplan en besig wees,
dat ons nie meer tyd het om te wees nie. Ja, geliefdes, God vra dat ons die kosbaarheid van elke sekonde sal ervaar. Nooit weer gaan ek en jy 2 minute oor 9 op hierdie dag ervaar. Nooit weer gaan ek en jy die voorreg om nou te wees ervaar. En dan sê God, gun jouself die tyd, terwyl jy dit het, om te wees. Om by God te wees, om by jouself te wees, en om by ander te wees. Maak ons hierdie keuses. Hoe maak ek hierdie keuses? Wat vat ek? En wat los ek? En hierdie is 'n keuse wat ek nie vir jou kan sê nie. Hierdie is 'n keuse wat niemand vir jou kan sê nie. Hierdie is 'n keuse wat jy in jou menswees met jou gawe van tyd oor moet besit. Dan geliefde, ek en jy gaan weer moet besef dat ons wees in gedrang kom. Jy en ek gaan weer moet besef dat as ons so haastig en op pad is, dat die belangrikste goed in gedrang bly. Ek kan nie as my kind 17 of 18 of 40 jaar oud word, terugkyk en wonder hoekom ek nie tyd aan hom of haar spandeer nie. Want dan het ek verkeerd gedink. Ek kan nie, as my huweliksverhouding al verder uit mekaar uitgaan, wonder, hoekom dit gebeur as ons nie tyd aan mekaar spandeer nie. Miskien as ons hierdie besig wees so belangrik ag, gaan ons op 'n dag dalk uitkom en alles hê wat ons gedink het ons moet hê, of uitkom waar ons gedink het ons moet uitkom, maar niks anders hê. Niks anders wat saak maak hê nie. Kom ons besef vanoggend die voorreg van tyd. Kom ons besef weer vanoggend, God gee vir jou elke sekonde. En God gee dit vir jou sodat jy kan wees. In jouself kan wees, met hom kan wees, met ander kan wees, by die werk kan wees. Maar mag ek en jy as ons is, hierdie waarde besef. Mag ons tyd wys gebruik. En mag ek en jy weet, wat is die onderskeid? Martha,
'n klomp dinge was vir jou belangrik, maar eintlik nie die regte. Martha, 'n klomp dinge was vir jou kosbaar, behalwe die oomblik en die tyd. Mag die Here vir my en vir jou in ons harte stil maak vanoggend. En as hierdie oomblikke in ons lewens verbygaan, kom ons maak seker. Ons maak seker dat ons dit volgemaak het met die regte goed. Ons maak seker dat ons nooit sal spyt wees oor hoe ons hierdie tyd ingerig het. My gebed is dat God jou in hierdie week met tyd sal seën. Met kanse, met wees. En wanneer jy dit kry, dat die regte goed, die dinge wat werklik waarde het, vir my en vir jou sal sin maak. Mag God jou daarmee seën. Amen. Kom dit ons saam. Here ons God, dankie vir die kosbare voorreg van tyd. Here, dit is die grootste geskenk wat ons kan kry. Mag ons elkeen as ons dit voel en ervaar, die waarde daarvan voel. En mag ons, as ons dit leef, dit wat in daardie tyd regtig waardevol is, beleef. Seën ons saam wees, seën ons mens wees, seën ons met tyd wat ons kan gebruik, Here. Ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, maar net omdat U ons God is. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Dit is ons sluit vanoggend se erediens af met die 530. Ons sing die eerste, die tweede en die derde strofes. En daarna groet ek jou met God se seën en dan sluit ons dit af met die amen gebed aan die einde. Sing saam met my lied 530. Oh,
ons God sal elkeen van julle seën. En die Here ons God sal elkeen van julle beskerm. Die Here ons God sal met elkeen van julle se redding verskyn. En die Here ons God sal elkeen van julle genadig wees. Die Here ons God sal elkeen van julle se gebede hoor. En die Here ons God sal vir elkeen van julle sy vrede gee. Van nou af, my geliefdes, tot in alle ewigheid. Amen.